is dit nou die show en na die show. So kry vir jou wyn gou, moenie worry nie. Ek wag vir jou. Ek's Lisa, met die rooi hare en ek gesels met van die land se gunsteling bekendes sodat jy nie hoef nie. En vandag se gas was al op alles. Ek praat van binnelanders, vir die voëls, Kagerkerel, wie was dit op my ys en nou ook Kakie Fever. Dis Fransjo Jakob. Yay, dankie. Yes, uiteindelik. Finally. Yes, ons het dit gemaak. Ons dreig al lank vir jou om op hierdie stoel te kom sit. En dit is nou uiteindelik hier. Uiteindelik. Baie dankie dat ek hier mag wees. Is dit Fransjo of Franna of wat kies jy? Hoe identify jy? Close vriende is maar Franna, stage Fransjo Jakobs, like call it Franna met 'n branna. Ja, like. Love daai. Okay, so ek sal maar net Fransjo van nou, maar dalk aan die einde kan ek jou Franna. Is jy 'n groot wyndrinker? Nee, ek het nog steeds trauma van Stellenbosch, maar kom ons doen dit. Knakkie nekkie. As er een ding is van Stellenbosch, is dit trauma van wyn. Asai. Dis my favourite klank. Asai. Boom. Trap op die prop. So ons drink vandag Guardian Peak Chenin Blanc. Dankie vir Stellenbosch Collective. Jy sê jy like bietjie meer 'n wit wyn. 'n Franna wyntjie, ja. Wat is 'n Franna wyn? Hierdie enetjie wat jy net my aanskei, Franna wyntjie. Of enetjie wat brand. Brandewyntjie, ja, verkieslik bo 'n wyntjie, maar ons gaan nou nie vir die borge nee, dankie sê nie, dankie aan al die borge. Die borg, jy sê. Daar's hy. Cheers. Shorts. Dankie dat jy hier is. Alle mapstetjie is Wat ons doen nou. jy so as jy bang? Nee, is net klingel glasies. Ek doen met al wyn ASMR, honestly. Kyk, so met 2 hande vashou. So lekker. Inderdaad, ja. Al kom baie memories nou terug. Ons sal dit kat as jy verstik, moenie worry. So hoe lyk 'n normale dag vir Fransja as jy nie saam met my sit wyn drink nie? Staan op, kyk in die spieël, wees beter en gaan aan. Love dit. Ja. Love them. Clear and manifestation. Yes, absolutely. Wel, jy is al op elke liewe TV-show in die wêreld gewees. So. In die wêreld, that's a bit thing, that's a bit. Ja, ons werk nog aan. So jy staan op en dan pak jy maar die dag aan. Jy's so besig teenoor, so ek dink elke dag lyk vir jou anders. Elke dag is anders en ek verkies dit so. Yes, routine is nie reg ietsie vir my nie. Kyk, mens probeer maar by al jou goedjies uitkom wat jy moet uitkom. Kom by die gym uit. As jy werk, het kom ten minste betyds by werk. Ek was voor al by die werk vandag gewees. Okay. Dis baie bietjie vroeg. Ja, elke dag is maar 'n bietjie iets anders, nuwe projekte, nuwe uitdagings. Ek probeer maar myself besig hou. Ek's maar iets wat van 'n adventure junkie, so as dit uit vliegtuie uitspring, karre jaag, kol by die pad af hardloop. I don't like every day something new. So haat jy jou huis of soos Ek love my huis. My honde is daar so. Ek wil nou net sê. Maar ek voel as ek by die huis sit ek en doen niks. Ja, jy is 'n adrenaline junkie. Nogals everywhere, all at the time, all at once. So betaal jy baie vir ons babysitter. Ek is baie dankbaar vir Nkosi. Okay. Hy is my hulper. Hopper? Helper. Ek weet. Helpende hand. Helpende hand. Asai. Daar sy. En hulle is beste chommies, so ag ja, mense is baie op die pad, mense skiet baie projekte in die Kaap, Durban, waar ook al jy is. En dan moet jy ook nog so 'n bietjie vakansie tussenin nou en die honde is nie altyd welkom by al die plekke nie. Nope. So ja, dit is maar soms moeilik om hulle by die huis te los, maar daar is daarom altyd iemand wat na hulle kyk. Ek sal hulle nie in 'n kennel sit nie. Ja, ek was ook al dizzy en ek kan nie, my hart kan dit nie vat nie, maar okay, ek dink kom ons begin by die begin. Ek dink almal weet ook al eintlik jy's die prins van Helspruit. Nee? Wat sê, okay. Dan 'n bietjie meer van jou groot word jare. Hoe was dit in Helspruit? Nelsparta, wat 'n wonderlike plek om groot te word. Dit was nog een van daai plekke wat jy kon, mag ek vloek op hierdie show? Ja, wat jy nog kon kak aanjaag en wegkom daarmee en nie toegesluit word nie. Ek is al 6 keer toegesluit in my lewe, maar ons praat nie uit daaroor nie.
ek het nie 'n probleem met die gereg nie. Dit is daar vir 'n goeie rede, maar ek hou daarvan om te toets waar die limite is. Nietemin, Nelspruit was great geweest om groot te word as 'n kind. Okay. Ek dink my stoutigheid kom van daar af en ek is trots daarop. As mens nie 'n bietjie stout kan wees nie, well, what's the point in living, you know? Exactly. En soetstout, nie stout nie, soetstout. Soetstout Daar's 'n verskil. 6 keer gearresteer. Sonder 'n kriminele rekord. So dit is So jy het connections ook. ja, nee, dit is so stoutighede om jou koshuisvlag op 'n skyscraper te gaan plant en as jy afkom, is die polisie daar om in 'n plastiek motorfietsie by 'n hoofpad af te ry met 'n Evel Knievel pakkie, jy weet, word toegesluit. 'n Bietjie kaalnaal in die strate, dis waar my kaalnale ry vandaan kom en public indecency, jy weet, sulke tipe van goedjies. Klink Maar net asof die polisie jou van life limit. ja, it was like the fun So police. Ja, the The fun fun police letterlik. So jy was eintlik van jongs af al 'n klein rabbedoekie, ja. 'n rakker, ja. Ja, en ag dit was pret om daar groot te word. Ek meen Mosambiek is net om die draai. Ons het skool geskiep op ons motorfietsies geklim, motorfiets geklim en gou Maputo toe gery en op die strand gou 'n bietjie prons gaan eet. Mix het net uit daai tyd uit, daar ek my ouderdom weg uitgekom dan stuur ek vir almal in die klas. Ons het op die beach en eet prons, soos wiskunde. Lekker. Pie or not square, eat all round, but 'n prawn. Ja. En ja, dit was net lekker om as kind daar groot te word. Dit was nog baie natuur. Jy het Swaziland daar gehad, so daar was baie om te doen en dit, vir 'n kinderlewe, buitelewe was dit great om al groot te word. En toe was ons groot word. En toe gaan ons Stellenbosch toe. Asai. Wat het jy daar gaan doen? Jy gaan swat. Bietjie gaan drama swat. Okay, wou jy nog altyd akteur gewees het? Dit het hierso op 16, 17 my begin. Kyk, ek het drama as 'n buitemuurs aktiwiteit gehad want hulle het toe nie drama in skool gehad nie want in 'n plaasdorpie soos Nelspruit wat's drama, jy weet. Ja. Toe het in die bos Nelspruit toe gekom en die kunste was 'n bietjie meer ontbloot vir al die kinders en revue was toe nou 'n ding en ek het revue en toe die ding maar net so gegroei tot op 'n punt toe gaan ek het 'n show gekyk met Sandra Prinsloo en Marius Weyers, Ja. die 12 uur wals. En ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het daar in die teater gesit en almal so op die punt van hulle stoele gesit en gekyk. En ek het so links en regs gekyk, toe gaan ek so dis wat ek eendag wil doen. En toe ek het vir my pa sê, want jy moet nou so op 17 half jy begin nou plan matriek, jou vakke en al daai goeters. Toe sê ek nee, ek gaan 'n akteur word. Toe sê hy daar's nie 'n volke manier nie. So that's not gonna happen. Wat baie gehad het moes jy word. Eers 'n pilot en ek weet nie, hy het 'n paar toe moes ek sy besigheid. Drink way te veel om 'n pilot te wees. Almal het hierdie snaakse ding van ek wat te veel drink. Ek geniet die lewe en ek Sê dit geniet van my ook, moenie worry. cheers. Cheers. Nou sê. So, toe gaan jy nou Stellenbosch toe. Gaan swat 'n bietjie drama. 3 jaar daar gewees, my keur van wyn drink gekry. En graad gevang en toe's ek Joburg toe. Oh, okay. Toe het ek cable bashing en telefone geantwoord op 'n baby show met die naam van Great Expectations. En ek het gedink by ETV, hierdie gaan my inwees begin agter die kameras en dan werk jy jouself. So big break. Jy weet. Ja. En hier cable bash ek en beweeg kameras en die en daai en doen insetsels met kiddies by skole en wat. Fun. En toe kom my groot break, Donkerland, wat my eerste rol was. Dit was Dion Opperman produksie van ons land se grootstes en daar Hoe het dit gevoel toe jy daai oproep of wel, ek neem aan dit was 'n oproep gekry het. Jy is die rol. ek het deur die dak gespring. Ek het gegaan hier is dit nou. En dit was na 6 maande van oproepies maak by of oproepe ontvang en call sheets doen by ETV op 'n baby show en hier is dit nou. En ek het toe vir hulle net daar gesê baie dankie, maar nee dankie. Ek is op pad, I made it big. En die onnigting was, dit was een show en toe, wat nou, jy weet. Ja. Ag, en toe kom Semenlaan in, toe was ek vir rukkie by Semenlaan en toe pad na jou hart en toe het ek nou al die mediums gedoen van reeks, CP,
Ja. movies en toe begin die sneeubal so half momentum vang. En jy het ook al gedouble en produce en direct. Ja, so ek het nou so 6 films direct en ek het ook onder begin ge-AD en call sheets en al daai tipe van goedjies. Ken dit, yep. Ja, so klim jy maar die leertjie en so leer jy en steel met die oog en ja, dit is die kunste, dis wat het wil wees, jy weet. So daai passie vir die kunste, like, waar het dit gekweek? Was jou ouers, jou ma? My ma was 'n sangeres. My ouma was inteendeel 'n teateraktrise. So ek dink dit kom uit haar bloedlyn. En toe het sy natuurlik in die bos by Nelspruit begin en toe begin ek teater sien, want daar was nooit teatershows in Nelspruit nie. Ek onthou ons het een keer Cats kom kyk in Pretoria en dit was nou 'n groot family outing gewees. Maar toe raak dit meer beskikbaar om te sien en ek het net al hoe meer teater begin kyk en toe gaan ek so, wow, this is amazing. Hulle maak 'n living daarvan, hoekom kan ek nie? En obviously moet jy nou maar 'n bietjie talent hê en you have to work at your craft. Maar ja, ek kan met alle eerlikheid sê ek het my koppie neergesit in die werk ingesit in die uur ingesit reg. En dit is 'n jy kom nie net daar en dan hou jy op. So jy kan altyd werk aan jou craft en ja. En daai 6 maande tot jy soos jou big break gekry het, is eintlik in the greatest scheme of things baie kort. Party akteurs werk jare. Ja. Ja. Absolutely. Ek het my heel eerste ontmoeting om met 'n groot cast te werk was by in die bos self, geen nepotisme nie. Met 'n teaterproduksie saam met Albert Maritz. Yes. Ja, Erika Wessels was daarin. Chris van Niekerk. Lekker groot naam, hè? Ja, so Gigi. So ek my geleer Paul daar. Dalk het dit die res van my loopbaan inspireer, jy weet. Ja, dit sien. Ek kan sien. So ja, dit was die teater en toe raak dinge ook weer 'n bietjie stil. En toe van daar af Dion Opperman se oproep gekry en toe sit my eerste keer op kamera. Eerste film, ons het nie in Stellenbosch geleer van filmwerk en kamerawerking. So dit was nogal in die diepkant gegooi en vinnig my voete daar in die diepkant gevind en ja, toe hardloop ons met hom. Ag wel, insane. En jy het nou so 'n bietjie genoem oor in die bos en is 'n Nelspruit en baie mense sou sê dat jy weet in die bos dalk vir Nelspruit op die map gesit het, maar ek voel dit was op my eis. Ja, né? En het hulle al vir jou dankie gesê? Toerist met my nog nie gebel nie en dankie gesê nie, maar ja, dit was lekker om 'n bietjie in jou hometown te skiet. Ja. Ek voel jy het altyd 'n bietjie meer toutjies om te trek om produksiewaarde in die ding want dit is indirek iets wat entertainment moet wees. Jy moet van die gorge af moes gaan spring en by die waterval en die mooiheid ja en al goedjies en wat dan so dit was lekker om op my agterstoep weer 'n bietjie te gaan speel. Wel, so gepraat van op my eis, dit was dit die eerste reality TV show wat jy gedoen het? Ja, ek yes, dit was dit en toe ek Ramsoekerus gepresent en ek dink onthou dit. En ek dink en toe was dit maar dit was half present, dit was nie. Ja, dit was nie ek ja. Yes. Kijk, aanvanklik was ek genader in die show om die wingman te wees van die show. Van wie? En dit was die groot vraag. En toe Desember kom, hulle het gepraat Brendan Piper, hulle het gepraat die en daai en so, maar hulle kon nie op 'n konkrete ou vasstel nie. En toe Desember kom toe sê ek, luister die guys, like nee. Februarie staan nader en ons moet kind of bepaal wie ek wil Desember by hom gaan kuier dat ek hom 'n bietjie beter kan leer ken en Januarie kom en ek was toe single in daai tydperk. Hulle so ek soos luister die guys like come on. En hulle het net gegaan ons kry niemand nie, wil jy dit nie doen? Toe sê ek woe. Ek my persoonlike lewe hier nee, ek is 'n akteur, ek kan 'n karakter speel. Maar my persoonlike lewe hou ek vir myself. Ag en dit het baie convincing gevat en Hoeveel was die convincing? Ja, daai was ook ja. En daai was die grootste convincing geweest op die einde van die dag. Maar en ek het dit toe genader as 'n entertainment show, maar mense daai ding lieg nie. Hulle die publiek kyk reg deur jou en jy kan sien in die eerste 2 episodes probeer ek so half nog kind of 'n show opset en toe besef ek nee maar that's not going to work. They want to see
who this person is. En toe moes ek kind of maar myself wees. Ja, groot switch om te gaan van iemand heeltyd speel en nou Die maskertjies, alles af. jouself te ontbloot. So ja, ek het nie aanvanklik ingestem vir dit nie. En dit het gebeur en Ja, en ek dink dit was eintlik redelik in terme van daai suksesvol gewees. Ek dink op die ou einde was jy en Nike, spoiler alert uit van Nike gekyk. As jy nou nog nie weet nie of wie Nike is nie, whatever. Maar jy het saam met Nike opgeëindig en julle is en was eintlik nog steeds die mees suksesvol couple. ja, kyk, daar is nou 'n nuwe seisoen wat uitkom, so kom ons kyk hoe gaan dit. Maybe hopelik kan hulle julle Ja. verbeter. Ek hoop vir dit. En jy nou Brendan kan altyd teruggaan. Jy weet? So jy het al alles gedoen van drama tot comedy, reality TV tot teater. Wat is jou en jy was al 'n drag queen? Ek was 'n drag queen. Ja, wat sou jy sê is jou favourite medium? As ons dit medium kan doen. Yes. Mense vat my altyd maar meer vir die comic relief. Comedy, ek love comedy, maar Yes. drama is actually kind of my forte. Ek love it. Ek love ligte goed. I love to play comedies and it's great and it's fun. Maar mense het verlang my nie as 'n meer ernstige akteur sien nie. En toe kom vir die fools en toe gaan ek soos you see, you know, My favorites nog of all time. en 'n goeie teks, 'n goeie geskrewe drama is ietsie wat ek baie van hou want jy kan reg diep in daai karakter inklim. Ja, elke karakter is layered and it's what you make of it, but ja, I kind of like the drama medium. Okay, so nie weer op my eis nie. Wat? So nie weer op my eis nie. Ekskuus. Okay. So is jy single? Ja, ek is single, enkellopend. Okay. Waar kan die girls jou kry? Moet hulle jou op Facebook gaan poke? Nee, asseblief Swipe nie. jy op? Geen social media nie, geen huisgenoot nie, geen rooi roos nie, los my uit. Maar, okay, so wil jy in 'n verhouding wees eendag? Ek maak oogies vir 'n dame tans. Exciting. Maar ja, dis nog early days. Early ons. days. Hmm. Okay, fine. Ek sal nie verder poke nie. Anyways, so ons het nou gesê jy het al baie verskillende rolle gehad, right? Is daar een karakter wat jy nooit in regte lewe sal wil ontmoet nie? Dit is nogal 'n interessante enetjie. Yes, jy gooi my met 'n kurgel daar. Yes, as ek net die karakter se naam kan onthou. Die eerste Spoorloos het ek 'n karakter gespeel. Wat was sy naam? Tuis of what an asshole. Ja, hy is so 'n droë rol en net Ja. so ek dink hy sal seker maar die meeste vir my uitstaan vir iemand wat ek nie regtig weer sal wil speel of Ja. wil ontmoet in my lewe nie. Was dit vir jou moeilik om 'n droë rol te wees? Nee, Dit is vir jou natuurlik. nee, jy baseer dit net op ander droë rolle wat jy Wat jy ken. ken. En dan gaan jy, suurknol, daar's hy, daai channel daai net in hierdie karakter in. Ja. En ja, dan kom dit redelik maklik. So wat sou jy sê was dan soos die moeilikste karakter wat jy moes gespeel het? Ietsie wat naby aan myself was, so Sampie en Albie en Karel. Ek dink Okay, wow, I mean, dit as- is my redelik uiteenlopend. maar vat al drie daai en Dis sit jy. hulle in een, 'n bietjie van elkeen. Kyk, daar's Okay. altyd 'n bietjie van jouself in elke karakter. En 'n akteur kan gaan, ek het so gemethod in hierdie ding, I totally lost, ek moenie my kak praat nie. Daar's altyd 'n bietjie van jouself in elke karakter. Alles. En ja, as jou spin of op iets en iemand wat jy al gesien het en jy kan dit op iemand baseer soos ek nou gesê het, maar daar's nog steeds 'n bietjie van jouself. So as jy daai drie karakters saamvat, dink ek kry jy 'n goed gebalanseerde verhaal. Okay, good to know. So kyk jy ooit jou eie werk terug? Ek kyk dit by die premiere Okay. een keer net om seker te maak nie 'n complete fool vir myself te maak Hulle nie. die regte takes gevang. Ja, en al en dan los ek dit en dan moet die publiek daarmee maak wat ek wil. Sure. How? Who? Os. Oh. I made all these words with just 4 letters. Think what you can do with a whole alphabet. Rent your own words at Lampiridai Lights. Okay, cool. So ons moet praat oor Kakie Fever. Yes. Alright. So vir die van die mense wat nou nie weer al buite nie, so comedy fliek nou op Showmax, wel eintlik al 'n rukkie. En dit is 'n rondjie ene, né? 18 language, nudity, sex, everything in between.
En ek het dit nou nie gerecap nie want YouTube staan my bad. Maar basically, dit gaan oor game rangers wat op 'n private game farm werk en mekaar 'n bietjie uitdaag. Om sekere Vir ou goedjies, pietsies. ja, te doen met toeriste gedurende die vakansieseisoen. Dit is inderdaad daai een. So toe jy die skrip gekry het, what was the overall feelings? I've got to do this. Is it? Ek weet nie, ek dink kyk net het nou so half op 'n span gegaan van o, hierdie ou is gemaklik om sy klere uit te trek. Kom ons kry net hom in. En ja, dalk moet kyk net my nou begin betaal om my klere aan te. Maybe, ja. Nee, maar 'n karakter spring dadelik van die bladsy af. Yes. En as dit gebeur, is dit nie van jy hoef my nie eers te betaal, I want to do this. En hierdie is definitief iets in 'n rigting wat ons as Afrikaanse mense, Afrikaner volk in begin channel en beweeg. Mense begin bietjie meer like oopkop kyk, nie meer die perdeklappies deur die lewe gaan nie. En ek meen as jy kyk na HBO, almal kyk hierdie raunchy tipe van goed as jy White Lotus. ja, 50 Shades of Grey was nou maar ek meen en dan maak mense nou hier groot bohaai oor hierdie omdat dit nou in Afrikaans en ons eie taal. But we are moving in that direction. Ek meen lipstick dipstick was in die 80s, 90s gedoen en almal het dit gekyk. Yes. En daar was nie so groot bohaai, almal het net gaan. Ja, ek dink die boy was meer so bietjie back. En ons dit was 'n deel van geskiedenis wat ons hier gemaak het en ek het Exactly. dadelik gaan I want to be part of that. En dankie tog, want toe het jy 'n silverskerm toekenning gewen. Inderdaad, Nee, vir beste manlike byspeler in 'n speelfilm. korrek. Hoe voel dit? Fantasties. Dis baie lekker om erkenning te kry vir werk wat jy gedoen het. Nie dat dit belangrik is nie, maar dit is 'n lekker gevoel Ja. te sien dat mense gesien het die moeite en tyd wat in 'n karakter ingaan en in jou spel en what you bring to the table. So dit is altyd lekker. So vir die wat nou nie weet nie, vertel ons bietjie meer oor jou karakter in Khaki Fever, Albie. Albie, wat 'n rakker. Jessie, hy's 'n loose cannon, rough around the edges. Hy sê rede hoekom ek so 'n bietjie moes voort nou en dan. Ja, en ja, I mean, hy vat leiding. Hy weet wat hy wil hê in die lewe en hy gaan vir dit. En ek dink dis ook daai stukkies van jy jouself. Like if you know what you want, go for it. En ek dink dis 'n bietjie Frans wat in Albie was. Skaamteloos, jy weet. Albie is Ek lag want ek weet presies wat jy hy is ook 'n ou wat sal vat wat hy kry, jy weet. Dis nou wat ek wou geweet het. Ja. Hy gaan nou nie meer hande by die huis Dit opdaag. het jy koneksie gevind. Ja, nee, glad. Jy weet. Hier agter ons, jy moet ook in die kraal kom. Nee, en dit is 'n interessante karakter en soos ek sê, hy het dadelik van die bladsy af vir my gespring. Ek het gegaan like this is a character a story that I want to tell en ja, Albie is Ja, hy's interessant. Hy's so lekker ou. Hy's lekker. Lekker ou. Ja, een van die willer een is daar. Lekker om 'n groot kak maak. Ja, soos jy nou genoem het, interessante sexual partners. Ja, soos ek Ja. sê, kyk, hy staan nie terug van 'n kompetisie af nie. So I mean if that's what it takes, you know, Ja, jy hoef nie daar te mik nie. ja, gaan. Nee. Almal hoef nie 'n ou trofee billetjie of kalfie in te trek nie. Ja. So jy was dadelik bewus van die klere uittrek situasie. Ja, kyk, ek is baie gemaklik in my eie vel, ja, nie daaraan. En baie mense het die film na die tyd na die film uitgekom het gaan ek het nee gesê vir 'n amazing film net oor die blote feit dat die nudity vir hulle te like veel was en like niemand poor iemand aan nee trek jou klere uit dis wat ons soek Ja. en ek dink dit was baie getoned down. So ja, daar was karakters wat like full frontal nudity gehad het en like they toned it down. So jy het op stel kind of ontbloot. Wat dalk teen sekere mense se morele waardes is en which is totally understandable. As jy nie gemaklik is met daai tipe van maar die hele film was getoned down en almal gaan in plaas dat ek net ja gesê. Soos 'n ou soos Altus het gesê like he turned the role down want daar was te veel nudity vir hom en hy wil nie eendag sy laaitie om sien kaal weer which is understandable. Ek nooit
Jy weet? Meer net bout en boobs. Ja. Ja. Ja, en I mean, die 3 B's, by the boobs, brandewijn, dan zijn, maar ik het al je. So, hoe was die atmosfeer op stel soos rakende dit? Want ek dink party mense dink dis is porno, maar dit is nie. Glad nie. Nee, dit is Ja. baie smaakvol, baie professioneel gedoen. Kyk, ek dink ons het baie gegroei in daai afdelings van film maak. Van back in the day was dit drop jou kit. Selfs met Kagat Karel, daar was nie regtig 'n coördinator nie. Is maak dit seker al jou kahunas is weggebere en daar's ons die straat, daar gat jy. 'n Kameraman wat agter jou aanhardloop, jy weet. Ek okay. Waar dit nou al hoe meer meer professioneel gedoen word en ek meen ons beweeg in 'n era wat mense jou sommer op stel sal aankla vir sexual harassment of whatever, jy weet. Yes. So mense vat dit nou baie ernstig op, which is good, jy weet. Ja. En almal het veilig gevoel. Vir my was dit maar 'n baie eenvoudige proses. Jy gaan deur die proses van jy het groen areas en rooi areas waar mense nou nie mag vat nie. En ek het maar gewoonlik met die coördinators gaan groen. Waar's Nou net vra, wat is jou rooi haar? maar as jy my aan die pere gaan gryp, waarsku my net vir die tyd. Give me 'n warning. Ja, gou net 'n warning. So jy het nie 'n no-no square Ja, nie. maar daar's mense wat gaan my oorloop. Dis 'n rooi zone dan ek bly net weg van die oorloop af, jy weet. So Nie om dit af te sê nie, maar ek meen mense het dalk het iemand 'n ex-boyfriend daar in die oorloop gebyt of jy weet of ja. PTSD. Ex-girlfriend het om te veel gekilie en seker Groen. en ek's groen en mense het hulle rooi en dan coördinate jy en dan is dit soos 'n dans wat jy doen wat beautiful is en dit is baie smaakvol gedoen. Ek meen jy druk nou nie jou tong in iemand se mond nie. Nee. Die kameras vir my gaan dit meer oor kamera tyd. So as ons nou soon dan wil ek dan- seker maak my gesig is meer dan hierdie kant, jy weet, screen time. Jy fokus nou nie op Maar ja, ek dink dit was baie goed gehanteer. Ek dink almal het veilig gevoel en Yes. dit dis 'n goeie stap vir Afrikaanse films dat ons in daai rigting kan because sex is a thing. Jy weet dit is deel van ons alledaagse seks, selfs al daai tipe van goeie. En jy het nog steeds die keuse om ja of nee te sê om play te druk. I'm gonna watch this or not. Exactly. So if you is nie. Sorry, nee. So is dit ook hoe jy sinema negatiewe publisiteit daaroor hanteer? Ek probeer maar wegbly van alle publisiteit af. Ek dink hulle skop meer stof op as wat daar nodig is en as jy reg jouself steur aan sulke goeters, like I've been through it all, man, van voorblaaie tot skandaalstories tot ek weet nie. So ek probeer nou Dis nie het jy dit gemaak. blokkies raas. Ja, Blokkies. in die huisgenoot. Ja. So ek probeer maar ook 'n groot onderskeid is tussen om jou persoonlike lewe en jou professionele lewe apart te hou. En ek dink ergens along the line het daai lines 'n bietjie blurry geraak. En ja, ek dink nou met Khaki Fever is dit nou weer standvastig stel. Ek is nie 'n reality star nie. Ek is 'n akteur. Los my uit. Thank you. En daai Khaki Fever soos ja, daar was negatiewe kommentaar oor dalk is 'n bietjie kom in, maar op die einde was dit hilarious. Ek meen It's a comedy. People need to laugh about ja, this stuff. een van my favourite oomblikke wat ons oor moet praat is dankie Tannie. Wie was daai Tannie en hoe is julle verhouding nou? Jy sal nie glo nie, daai tannie was op Ferry Fools gewees. Nee. En ons stap nou al 'n baie lang pad saam. En toe ek haar op stel sien en ek weet dit is die dankie tannie. Toe gaan ek so dankie Here. Toe maar weet jy sy is nog steeds vir die voel. Ja. Sy was oop vir die voel. Maar ja, haar man was saam met haar op stel en dit was nou vir my 'n bietjie van 'n meer awkward Is dit? moment as mense vra wat was jou awkwardste moment, this is it. Ons is by die coördinators, groen sone, tannie, laat weet my net as jy my gaan. Yes. Jy weet, ons staan nie veilig en jy weet jy downtown het nou altyd om iemand nou maar net so half in emotions te kry, maar toe ek weer sien toe so 'n man ook saam met ons opstel.
En hy staan reg agter die kamera en ons gaan nou hierdie hele get jiggy with it doen. Hektiek. En ek buik so af na die tannie toe en ek sê vir tannie. Kom ons doen hierdie een keer, maar kom ons doen dit goed. Ek gaan tannie agter die hare gryp, ons gaan die beste tyd van en dan doen ons dit net, nou hoef ons dit nie weer te doen. En sy het gegaan. Ja, my seun. Kwaai besa. En That's ja, hilarious. dit was So daar was one take. en die hele tyd vang my oog. Oh man. I Maar- would die. En toe ons klaar geshoot is, one take wonder. Dankie tannie. Yep. Gaan ek reguit na die oom toe en ek gesê dankie oom, dankie dat ek oom se vrou is. Skiesie dat ek hy gaan so. Nou weet ek wat sy kan doen. Okay. Toe help ek 'n bietjie daar in die kamer. Dis dankie Tannie en plesier oom. Right? Beautiful. Dankie tannie. I'm gonna remember that man. Beautiful. Vir volgende interviews om Lisa te quote. So was uit die lekkerste om saam mee te Ek dink die cast, die ensemble was die lekkerste om mee te werk. Dit was so lekker environment. Ons het saam gebly, ons het lekker. almal vriende geraak en I mean en dit was soos 'n like die toekenning was vir die ensemble want jy is net so goed soos wat jou mede-akteurs jou toelaat om te wees. Ja. Ja, dit was refreshing want ek het nog al saam met Liam gewerk. Hy was klein sampie gewees Yes, ja. ek weet ek kwai die hele tyd vir klein. hy was die klein sampie. Ja. Jy weet en kan jy glo 'n full circle en hierso is ons nou teen Om te ja. Daar leer ek om te pangalan. Net toe nou. Ja. ja. Was daar baie bloopers geweest want ek dink nie ek sou op Pokerface kon hou. Ons het verskriklik van gehad en dit was wat great was om saam met Brett te werk is hy het so vry luisels. Ek dink 90% van die skrip was goeters wat ek uit 'n arsenaal gaan haal het en hy het gewoon more of that, put more of that in. Ek soos great en waar ek in die verlede by films was wat ek dan gooi jy nou maar so ietsie in en dan gaan die directeur nee. Hektiek. Dan bury hom nou maar weer terug op die rakkie en vir Annie en maar hier het ons die Ja. hele rak leeg gemaak. En dit was great. Ja, soos ek sê, memorable tye. It was 'n fun proses gewees en it was funny. Ja, Really nee. was. Wie die meeste hulle lyne vergeet. Abel. Damn it, hy het dit nie admit toe ek met hom gechat het nie. Ek joke. Ek weet net hy was op die show vir die tyd. Okay, so nie Abel nie. Nee, almal So jy- was baie professioneel. If Yes. you rock up on set, like, know your stuff. Like, ons het nie mekaar se tyd gemors nie. Ons het ook op 'n baie tight skedule geskiet. So everybody came to the party and it was amazing. So sou jy dit verkies om eerder meer 'n streng skrip te hê of like jy dit meer om bietjie te kan improvise? Ek hou van improvise, maar daar's 'n rede hoekom daar 'n director en 'n actor is en as daai balance goed werk en jy kan my challenge en sê like, well, the script says it all, just stick to the script and you can sell that to me. Dan gaan ek just maar hierdie tekstuur hier gaan net dan gaan hy sê nee, dit doen nie. Nee, just trust the process, trust the script. Script is Bybel, maar dit is altyd fun om 'n bietjie van skrip af te gaan en te kyk wat uitkom. Ja, en dan die ander mense se reaksies te sien. Ja, en ons het baie van dit gehad wat ons mekaar so 'n bietjie onder die bus en ja. En dan jy en dan hou jy maar. Ja. Dis hoekom ek sê ek weet nie of ek dit sou kon doen nie, want as jy ewe skielik sê dankie Tannie en dit was die skrip dit nie, dan gaan ek van my stoel afval. Maar ja, op die einde wou ek ook net geweet dat jy weet, het jy maar die fliek gekyk? Weet jy wat? Ek weet tot vandag toe of hulle het of nie het nie. Hulle het net so half stil geraak. So ek het so sterk vermoed hulle het dit gekyk, maar hulle sê net vir niemand hulle het nie. Okay. En kyk, hulle is baie trots. Dis 'n moeë produksie. Ja, so maar ek weet nie met sekerheid of hulle dit al gekyk het of nie. Maak hulle net 'n bietjie dronk met Kersfees en dan sal jy al hulle geheime laat. Dalk nie 'n slegte idee nie. Maar cheers, wel. Cheers op Kokkie Fever. Ons aan. Want 'n sukses. Ek weet dit was nommer 1 vir lank. Hoe voel dit om dit te kan sê? Ja, Jessie op Showmax like ek dink dit was ook dankie Dominee Rooyes wat so groot boei opgeskop het vir ons vooraf. Baie gehelp met ons marketing. Dankie. Laat ons nou gaan kyk wat gaan hierdie reg. Ja. En ek dink ja, die film was 'n moeëse sukses. So ons is baie dankbaar, ons is baie trots op dit.
En dit is nou maar my acteur speech wat ek hier gee. So dankie aan almal wat betrokke was. Baie dankie, baie Dankie Tannie. Dis hier. next? So what's next vir ek gaan nou al sê Frana, ja kom. Ja, sê go. Go Lisa. Ek sien jy weet jy was by die tens gewees. Jy het nou iets bietjie met JJ Duisel van Val Riviera aan die mou. Soos ek sê, as ek by die huis sit, dan jaag ek dit kak aan. So ek moet myself maar besig hou met klomp goedjies. Ek het nou Paramount Productions saam met BET gedoen. Cool. Black Gold wat baie lekker was. So dit was vir my oor die algemeen 'n lekker besige jaar gewees. Yes. Ag, daar's die MC gigs tussendeur. Karre reis, rugby speel. It's endless. Ek gaan nou weer gaan uit vliegtuie uitspring en my skydiving lisensie klaar maak. So ja. Ek haat skydiving. Ek haat dit. Nee. Maybe as ek gesyp is. Ja. Eerder nie. Alright, wel dan nou om af te sluit het ek net vir jou 'n paar vinnige vrae. Let's go. 'n Paar owwe. Okay, kakie of denim? Kakie. Regtig? Waar ons is, in die bos, in die stad. Vir die res van jou lewe. Denim. Okay. Ja. Denim. Vroeë cooltime of laat cooltime? Weet jy, vroeër is beter, get it over and done with. Okay. Ja, en jy's fresh. Comedy of drama? Drama. Kyk hoe probeer hy daai drama rolle nou. Maybe kykie man, you never know. Okay, bietjie op my age baseerd. Niels van Jaarsveld of Brendan Piper? Yes. Niels, okay. En dan laastens Showmax of kyk nie. Both. Gaan buite en dan Ja. Maar dit is dan dit vir die episode. Regtig baie dankie weer dat jy weer opgekom het. Nee. Dit is jou eerste keer. Maar dit voel of ek jou al jare ken. Ons was nou op 'n paar shows gewees. Ja, ons was al saam op 'n show gewees. Wie was dit? Maar wie was dit? Wie was dit? Ek het nie geweet. Wie was daai asshole geweest? Wel, weet jy wat? Dit is 'n storie vir 'n ander dag. Baie drama daar, maar Frana, baie dankie vir jou tyd. En hoe kom ek soveel verder as jy? Hierdie was net oor die blote feit dat ek so baie mispraat, maar hier kom my nou. Okay, wel, dit is dit vir die episode. Ons sien julle volgende keer met nog 'n enetjie. Cheers. Cheers vir Ek eers. het gesê cheers down, maar okay, laaste slukkie. Ons vat kop toe. Boom. Sien jy nou?